Toe ek in Johannesburg was, toe ek was in daai tydperk was ek swanger ook. Daar was baie meisies op die straat wat swanger raak as gevolg van besigheid of van boyfriends of wat ook al. En dan gaan hulle na hierdie mense toe wat hierdie posters op het van abortion en hulle doen dan induksie wat dan maak dat die baba lewendig gebore word. En dan word daai babas gedamp in asblikke of hulle los hulle by klinieke of en daar's soveel babatjies wat doodgaan. En in daai tyd het ek gedink, dit weet daar's so groot need vir plekke wat vrouens kan help in plaas van dat hulle na daai abortion clinics toe gaan, dat hulle daai babatjies geboorte gee normaalweg of ewen as hulle dit so doen om anonymously daai kinders by 'n plek te gaan aflaai. Ek meen daar's soveel babatjies wat doodgaan. Ek sou baie graag betrokke wil raak by so iets want ek weet waar dit gebeur. Weet wat die need is vir dit. Ja, dit sou vir my 'n amazing ding wees ook om te doen. Iemand het my voorgestel ons gaan doen prostitusie. Ek ken glad nie Johannesburg nie. Ek was nog altyd bang vir Nigerians gewees. Jy hoor stories van meisies wat getraffic word, wat net missing gaan. So toe gaan ek saam met hom Johannesburg toe in my toestand wat ek was. Mag nie meer die huis uit gegaan het nie, mag nie meer my wasgoed gaan ophang het nie. Ek was net binne in die plek gekom fyn. 3 jaar het verby gegaan, tot 'n ander meisie gekom wat hulle ek weet nie waar gekry het nie. Sy het gesien wat aangaan. Toe sê sy vir my na 'n week hoorie ons moet hier uitkom, ons moet wegloop. Toe raak ek weer betrokke met 'n ander dwelmhandelaar in Tanzanië. Hulle is ook redelik groot in Suid-Afrika met die dwelmhandel. Begin ek by die persoon bly, raak ek swanger, toe kry ek die dogtertjie. En ja, dit is min of meer waar my breekpunt was. Ek en hy was nie meer saam nie. Hy het gedisappear met haar, maar ek het op 'n punt gekom waar ek net nie meer kon nie. Ek het in die straat afgeloop en ek het gehuil. Ek het uit my siel uit gesê, Here, asseblief, ek kan nie meer nie. 4 dae later toe ek hier. Ja, ek is heeltemal 'n ander mens wat ek was. Ek het baie gegroei. Dit was moeilik. Dit was baie moeilik. Maar ek het die Here gevind. Hy is besig om groot dinge binne my te doen, binne my familie te doen. Dit is ek was 3 weke hier, daar het Tannie na toe gekom sit vir ons gebid vir vrymaking. Die Heilige Gees het oor my gekom en ja, van daar af het die leiers hierso, die staf hierso vir my gesê, daar's net iets anders in jou. En ek het 'n besluit gemaak dat ek gaan nie weer terug gaan nie. En ek het my identiteit begin vind. Ek het besef dat ek is 'n dogter van God. Daar is 'n doel in my lewe. Ek gaan mense help. Of hulle nou in trafficking situasies is, of dit nou meisies is wat ek gaan uithaal, of dit ander girls is wat nodig het om net te hoor van my storie. Maar ek weet daar is 'n groter doel met dit.